vandag by Abraham en die ooreenkoms wat daar is tussen Abraham se offer en Jesus Christus se offer. Het jy nog geweet dat die Ou Testament is 'n skaduwee en 'n tipe van dit wat in die Nuwe Testament sou gebeur? OK. Ons sien daar's verskillende dinge wat basies dieselfde is. En ons sien byvoorbeeld dat Genesis 17 vers 17 kom God na Abraham toe en hy sê vir Abraham, Abraham, ek gaan jou nageslag grootliks vermeerder. Ek gaan vir jou baie nageslag gee. Ek gaan vir jou baie kinders gee. En die Bybel sê Abraham het op sy aangesig voor die Here geval en Abraham het gelag. En hy het in sy hart gedink, Here, hoe is dit moontlik? Want Abraham was op daardie stadium 90. Hy was 100 jaar en Sarah was 90 jaar oud. So Abraham het geweet, daar's nie 'n manier wat hy kan 'n kind verwek nie. So, dit moes 'n wonderwerk wees. Dan in Genesis 18 vers 12 kom die engel van God na Abraham en Abraham bedien aan hom voedsel en die engel gee vir hom weer 'n boodskap. Die engel sê vir hom, jou vrou Sarah sal volgende jaar hierdie tyd gaan sy 'n seun baar. En Sarah het by die tent se ingang gestaan, want sy het die voedsel voorberei. En sy het gelag. Sy het gelag en sy het gesê, hoe is dit moontlik? Ek kan nie wees nie, ek is 90 jaar oud, ek kan nie 'n kind hê nie. En toe Sarah inkom, toe sê die engel vir haar, ja, hoekom het jy gelag? En toe kry sy skaam, toe sê sy, nee, ek het nie gelag nie. Toe sê hy, nee, maar jy het gelag. Ek sê vir jou, volgende jaar die tyd, sal jy 'n kind hê. En nou moet jy sien, Abraham sê toe, ja, Here, ek bedoel seker Ismael, want onthou, hy het 'n kind gehad saam met die byvrou. En die Here sê, nee, nie Ismael nie. Jy sal 'n kind hê saam met Sarah. Jy moet haar naam verander van Sarah na Sarai toe. En jou naam verander van Abraham na Abraham, wat sê die vader van baie nasies. Sarah verander na Sarai, moeder van baie nasies. Nou elke keer wat Abraham nou vir Sarah geroep het, soos pastoor Jan roep my baie keer as hy buitekant is, dan sê hy, Mepé, waar is jy? Mepé, staan nie op die leer, ek soek die tang. Ek roep jou Mepé. En so het Abraham en Sarah mekaar geroep met die meervoudsnaam van, jy is 'n vader van baie nasies, jy is 'n moeder van baie nasies. En ons sien, dit het dus so gebeur. Nou let wel, dit was hulle enigste kind wat hulle gehad het, Abraham en Sarah. En Abraham en Sarai, en ons sien dat die Heilige Gees, daar noem baie mens, die Heilige Gees het gesorg dat Sarah bevrug word en 'n kind baar, want hulle was nie meer, die Bybel sê, dit het nie meer met hulle volgens die wet van die biologiese gegaan nie. Met ander woorde, daar was geen saad van enige kant af nie. So wat in hulle voortgekom het, was absoluut 'n wonderwerk. Hier sien ons presies dieselfde. Maria is 'n maagd en sy is alleen en engel Gabriël kom na haar toe en hy sê vir haar, jy sal 'n kind baar, en sy sê, hoe is dit moontlik? Ek het nie 'n man nie. En die engel sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou vader word en jy sal 'n kind baar en jy moet hom Jesus noem, beteken Immanuel, God
met ons. En die Bybel sê, Maria het gesê, laat dit met my gaan volgens u woord. Amen. Wow, dit alleenig is 'n preek. Amen. Laat dit met my gaan volgens u woord. Ek wil hê elkeen van julle wat daar sit, moet sê, Here, laat dit met my gaan volgens u woord. En volgens u woord beteken net goeie dinge. En terwyl jy dit sê, wil ek hê jy moet aan iets dink. Dink gou aan iets. Jy dink nou, Here, laat dit met my gaan volgens u woord. En dan dink jy aan al jou kwale en jou ellende en jou tekortkominge en jou beperkings. Maar Maria het gesê, laat dit met my gaan volgens u woord. Nie volgens die beperkings wat daar is nie. Volgens u woord. En die Bybel sê, sy het swanger geword. Hierdie woord, let wel, sonder die toedoen van enige mens, het sy swanger geword. Nou ek wil hê, jy moet hierso sien, dat die Heilige Gees se werk, om Jesus aarde toe te bring. Onthou, Jesus het bestaan van ewigheid tot ewigheid. As God het hy bestaan van ewigheid tot ewigheid. Hy het nie 'n begin nie en hy het nie 'n einde nie. Soos ek al gesê, mense vier Kersfees, dan sê hulle, dis Jesus se geboortedag. Nee man, hy het bestaan van ewigheid tot ewigheid as God, maar as mens het hy in Maria se skoot gevorm as die woord. Luister wat sê Johannes. Johannes sê, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon. O, Pastor Jan, jy ken daai skrif so. Ja. Nee, die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Wat beteken dit? Dit beteken, die God se woord het gestalte aangeneem as Jesus Christus. As mens is hy gebore, maar as God was hy nog altyd daar. Nou, soos ek al voorheen gesê het, God was 100% mens en 100% God. Amen. Amen. Ooreenkomste. En Abraham sê vir Isak, nadat God vir hom sê, God kan kom na hom toe en hy sê vir hom, vat jou seun, jou enigste wat jy lief het, en gaan offer hom op die berg Moria. Sien die ooreenkoms. Vat jou seun, die enigste een wat jy het, wat jy lief het, en gaan offer hom. Kan julle sien? God vat sy enigste seun, wat hy lief het. Wie van julle weet, God die Vader het Jesus lief gehad. En hy laat hom offer as 'n offer om sondes weg te neem. Nou, Abraham sê vir Isak, kom seun, ons gaan offer. En Abraham vat die donkie en die hout en die mes en die vuur. En hier loop Abraham en Isak en hulle loop op na die berg toe. En Isak sê vir sy vader, jy kan dit alles gaan lees in Genesis 18. Hy sê vir sy vader, Vader, hier is die hout, hier is die vuur, hier is die mes, waar is die offer? Wat moet geoffer word? En Abraham sê, hy het nie die hart om vir sy kind te sê, ek gaan jou offer. Hy sê, God sal dit gee. God sal dit voorsien. En so kom hulle op die plek, en Abraham het sy seun gebind. En hy het hom op die altaar neergelê. Nou, mense, kan julle verstaan, kan julle iets sien van Isak? Kan julle iets verstaan van die hart van Isak? Isak,
Hy weet, iets gaan gebeur. Hier loop hulle nou, en hulle is nou op pad om te gaan offer. Hier is die hout, hier is die mes, hier is die vuur, en maar waar is die lam? Want hulle het gewoonlik 'n lam geoffer. En die volgende oomblik vat sy vader, wat jare vir hom gewag het, wat so lief is vir hom, en sy vader bind hom. En sy vader lê hom op die altaar neer. Want dit was 'n toets vir Abraham. Of het hy God liewer as wat hy sy enigste seun. Nie dat die Here van jou verwag om jou kinders te offer. Dis nie waaroor die preek gaan nie. En toe hy sy hand oplig, toe keer die engel hom en hy sê, Abraham, dis genoeg, nou weet ek dat jy my lief het. En kyk, daar is iets wat jy kan offer. Nou, so het die Vader Jesus gebind. Julle weet hoe Jesus gebind. Hoe was Jesus gebind aan die kruis? Spykers. Sy hande, sy voete, spykers. Hy was vasgemaak aan die kruis. En die Here sê vir hom, Abraham, nou weet ek dat jy my liefhet. En dit is Abraham tot geregtigheid gereken. Nou as jy in Romeine gaan lees, dan lees jy, dat Abraham het gedink, selfs al sou hy sy seun moes deurboor, sou God, wow, hierdie man het geloof, wonderlik, hy sê, selfs, dan weet hy, God sal hom uit die dode uit die opwek, nee? En toe Abraham sien, toe is daar 'n ram, wat in doringbosse vasgehak is, met sy horings. En Abraham het die ram gevat, en hy het hom geoffer. Ooreenstemming met Jesus Christus. Albei seuns het gewilliglik hulle onderwerp aan die wil van hulle vader, om offerhandes te wees. Albei van hulle is gebind en neergelê op die hout, om geoffer te word. Die ram, wat met sy horings in die dorings vasgehak het, wat het hulle op Jesus se hoof gesit? Doringkroon. 'n doringkroon. Sien julle, dit is dieselfde. Maar in albei gevalle het God die offerlam gegee. En in albei gevalle, Abraham het nie sy seun verloor nie, en God het ook nie sy seun verloor nie, want jy kan nie lewe doodmaak nie. So moeilik, amen. Want Jesus was lewe gewees. Nou, in Lukas 22 vers 40 lees ons van Jesus wat in die tuin van Getsemane kom. En toe hy op die plek kom, sê hy vir hulle, bid dat julle nie in die versoeking kom nie. En hy het hom afgesonder omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan kom, en neergekniel en gesê, Vader, as U tog maar hierdie beker van my wil wegneem, maar nogtans nie my wil nie, laat U wil geskied. Nou, as jy hierdie gebed bid van laat U wil geskied, dan bid jy nie vir siek mense nie. Het Jesus hier in die tuin van Getsemane vir siek mense gebid? Nee. Het hy gebid vir mense wat nie kos het om te eet nie? Nee. Hy het hier spesifiek gebid om homself neer te lê as 'n offer. En dis die enigste plek in die Bybel waar daar staan, as dit U wil is. So, moenie gebede bid en sê, as dit U wil is nie. Want jy weet wat is God se wil. Amen. Jy ken die woord, jy weet, God wil jou gesond hê, God wil hê dit moet goed gaan met jou, ensovoorts. En hy sê, Vader, nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied.
En 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. En toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Die Bybel sê, julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied teen die sonde nie. Jy dink verniet jy kry swaar. Amen. As baie mense wat sê, o, ek kry so swaar. Jy weet nie wat 'n swaar kan doen. Het jou sweet al bloed geword? Dat jy so voor God gelê het en gesmeek het, dat jou sweet bloed geword het? Nee, jy het nie. Maar hy het homself gegee as 'n offerlam. En die groot ding is dat Vader, Seun en Heilige Gees was betrokke by die kruisiging van Jesus. Amen. Baie mense hoor die storie van die kruisiging en hulle sien net vir Jesus aan die kruis aan. Besef nie dat die Vader, die Seun en die Heilige Gees het hierdie operasie saam beplan. Van vroegste tye af is dit beplan. Ja. Die Vader het sy Seun so lief, dat toe Jesus gedoop is, het daar duif uit die hemel uitgekom en die duif het gesê, dit is my geliefde Seun in wie ek 'n welbehae het. O, dink julle, toe Jesus aan die kruis hang, het hy daai woorde gekoester en gesê, my Vader het my lief, my Vader het my lief. Maar dan lees ons in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore Seun gestuur het, om ons sondes te dra, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. So God het nie net sy Seun lief nie, God het jou lief. Amen. Hy het jou so lief. Voor die grondlegging van die wêreld af in Jeremia, is jy gekies vir 'n spesifieke doel. Jy's nie per ongeluk nie. Die Here het jou gemaak soos wat jy is. Hy het jou op hierdie aarde gesit vir 'n goddelike spesifieke doel. Maar die Vader het gesien dat die mense het nie verstaan wie hy is nie. Want die mense het die wet gehoor en hulle was bang vir die wet. Die wet sê, oh, jy moet so maak, jy moet so maak, jy moet so. As jy dit mis, dan is jy in die moeilikheid. As jy dit mis, is jy in die moeilikheid. Amen. En die Vader het vir Jesus gesê, go and show them who I am. God is liefde. Hy is liefde. Amen. En die Vader het gesê vir Jesus, go and show them who I am, how much I love them. Ek wil hê elkeen van julle wat vandag na hierdie woord luister, elkeen van julle wat hier sit, moet besef dat God het jou ontsettend lief. Hy het jou so lief. Nie as 'n diensknegt nie, nie as 'n slaaf nie, as 'n seun. Amen. Hy wil jou hê in sy familie, en dit is wie God is. En ons sien dat in Filippense 2 vers 6, 7 en 8 is Jesus se rol, en hy sê in Filippense, Jesus het dit nie roof geag om sy goddelike gestalte af te haal en as 'n mens na die aarde te kom nie, want hy het geweet wat gaan sy rol wees op hierdie aarde. Jesus het geweet, hy is nie gebore as Maria se seun om mooi te lyk op die aarde nie. Hy het geweet, hy kom om die prys te betaal. Ons sien Johannes sê, Johannes, wys met sy vinger, hy sê, daar is die lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem. Jesus het geweet, hy het homself ontledig van sy goddelikheid, en hy het gehoorsaam geword, gehoorsaam tot die kruis toe.
In Johannes 17 vers 26 sê Jesus, ek het u naam aan hulle bekend gemaak, sodat die liefde waarmee u my liefgehad het, ook in hulle kan wees en ek in hulle. Halleluja. Dieselfde liefde wat in God die Vader is vir sy seun Jesus Christus. Dis dieselfde liefde waarmee God jou liefhet. Dieselfde liefde waarmee hy jou liefhet. In Johannes 12 vers 28 sien ons dat Jesus bid, hy sê, Vader, verheerlik u naam. En as jy dit nou gaan lees, toe kom daar 'n stem uit die hemel wat sê, ek het dit verheerlik en ek sal dit weer verheerlik. Want 'n stem uit die hemel uitgekom. Die mense wat daar rondom gestaan het, sê die Bybel, dit het geklink soos weerlig. Hulle het nie verstaan wat sê die stem nie. Vers 32, en ek, as ek van die aarde verhoog word, sal almal na my toe trek. Jesus het dit nie gesê om te sê ons moet hom loof en prys en sy naam ophef. Want hy sê hier, en dit het hy gesê om aan te dui hoe danige dood hy sou sterf. Hy sê, en ek, as ek van die aarde verhoog word, as hy aan die kruis verhoog word, en hulle huis hom op, dan sal hy almal, hoeveel? Almal. By hom intrek. Dit beteken, hy betaal die prys vir almal. So, jy is ingesluit in daai almal. Wat was die rol van die Heilige Gees in die kruisoperasie? Wat was die rol van die Heilige Gees in die kruisoperasie? Het die Heilige Gees maar net eenkant gestaan en gewag tot Jesus klaar gesterf het, sodat hy kon uitgestort word volgens Handelinge 2 vers 4. Nee, Heilige Gees het begin vaardig word toe die woord vlees geword het in Maria se skoot. En van daar af het die Heilige Gees heeltyd saam met Jesus gewandel. Onthou julle, hy was in die tempel en hy het daar met die skrifgeleerdes en die fariseërs, dit was hy 12 jaar oud. Hy was 12 jaar oud en hulle kry hom in die tempel en hy is besig om met die skrifgeleerdes daar te praat. En hulle sê, waarom kom hy aan al hierdie goed wat hy so praat? Heilige Gees het vir hom alles gesê. Skrif wat sê, moenie bang wees as jy in bediening gaan en dink wat sal jy sê nie. Heilige Gees sal vir jou sê wat jy moet sê. Amen. Amen. So die Heilige Gees het net so 'n groot rol gespeel as wat die Vader gespeel het, as wat Jesus gespeel het met die kruisoperasie. Ons sien in Handelinge 10 vers 38. En Jesus Christus het die hele land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van Satan was. Volgende woorde, omdat die Heilige Gees met hom was. Wow. Wie die mense gesond gemaak? Deur Jesus se hande. Die Heilige Gees was betrokke. Selfs toe Jesus aan die kruis hang, was die Heilige Gees die fasiliteerder om vir Jesus te troos en hom op die kruis te hou. Amen. En omtrent die 9de uur, dis Matteus 27 vers 46, het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani. Dit is my God, waarom het U verlaat? In Lukas 23 vers 45, en die son is verduister
en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. Die voorhangsel van die tempel, die plek waar die mense dink, o God woon daar. Toe Jesus sê, toe skeur daai gordyn. Daai gordyn was so 'n dik gordyn. Mense, dit was dikker as 'n trui, dit was dikker as 'n kombers, dit was dikker as 'n wyn. So swaar was daai gordyn. En daai gordyn skeur van bo na onder. Daar's nie meer afstand tussen jou en God nie. Die gordyn is oop. Jy kan nou in die heiligdom, in die allerheiligste, instap deur die bloed van Jesus Christus. En jy hoef nie bang te wees nie, want die wet is volbring. Die mooiste woorde in die Bybel is, it is finished. Wat is klaar? Die wet is klaar. Amen. Die wet is volbring. Jou skuld is vereffen. Jou siekte is klaar genees. Jou verhoudinge is reeds herstel. Jou bankrekening is reeds gesond. Jou siel is klaar vol vrede. Want Jesus kan nie jok nie. Jesus Christus, gister en vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. Hy kan nie alleen vertel nie. Hy sê, it is finished. En dit het hy gedoen, want hy was die sondelose lam van God. Mense, julle moet tog versigtig wees as julle op die internet gaan. Ek wil julle maan, daar's baie sites waarop jy kan gaan, en daar is byvoorbeeld sites wat sê, Jesus Christus het 'n vrou gehad, en Maria Magdalena was sy vrou, en sulke goed. Wees tog versigtig, daar is allerhande heresies wat verkondig word. Sorg tog dat jy die woord van die Here ordentlik en reg sny, dat jy nie enige strooi glo nie. Lukas 23 vers 46. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. Hierdie, Vader, in u hande gee ek my gees oor, is woorde van, ek vertrou u Vader. Ek gaan nou weer terug na u toe. In u hande gee ek my gees oor. Amen. Amen. God, die Heilige Gees, God die Vader, Heilige Gees, Jesus, was al drie betrokke. Kyk nou, my vingertjies nou nie, was al drie betrokke met die kruisoperasie. Van die begin tot die einde. Hoekom het God dit gedoen? Hoekom het God dit gedoen? Ek vind julle kan my sê, hoekom het God dit gedoen? Hoekom het Jesus saamgestem om dit te doen? Hoekom het die Heilige Gees dit kragtig en gesorg dat dit wel gebeur? Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun, Jesus Christus, gegee, sodat almal wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Halleluja. Galasiërs 4 vers 5 sê, Jesus het almal wat onder die wet was, losgekoop. Jy's losgekoop. Hy betaal vir jou. Amen. Jy's losgekoop. En nie net dit nie, daarom is jy nie meer 'n diensknegt nie, maar 'n kind. En as jy 'n kind is jy ook 'n erfgenaam van God. Christus laat jou erf. Wat erf jy alles? Al die geestelike seëninge wat daar in hierdie hemel en op aarde is, dit het jy klaar geërf.
geestelike seëning. 2 Korintiërs 1 vers 3, ekskuus, 2 Korintiërs 1 vers 3. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferming en die God van alle troos. God die Vader troos jou en hy ontferm hom oor jou. Jy as 'n goeie vader, as jou kinders iets nodig het, dan ontferm jy jou oor hulle. 2 Korintiërs 1 vers 4, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is kan troos, deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. 2 Korintiërs 1 vers 20, want hoeveel beloftes daar ook al in die Bybel mag wees, in Jesus Christus is elke een van die beloftes ja en amen. Want hy het klaar betaal daarvoor. Amen. Hy het klaar betaal daarvoor. In Johannes 20 vers 22, ek gaan eers vers 17 lees, kom Maria Magdalena, en sy sien vir Jesus, as sy weet nie dis Jesus, sy kom by die graf, en die graf is leeg. En sy sien, daar staan 'n persoon, en sy sê, en hy sê vir haar, wie soek jy? Sy sê, ek soek Jesus. As jy hom weggevat het hier, so sê vir my waar jy hom gaan neer lê. En hy sê vir haar, Maria, en toe hy omdraai, en sy draai om, toe herken sy hom. Dus, storm sy op hom af, ek dink sy wil hom gryp en vasgryp, en hy sê, raak my nog nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader en julle Vader, na my God en julle God. Kan jy sien? Jy is deel van die huishouding van God. En Johannes 20 vers 22, dis nadat Jesus opgestaan het uit die dode. En nadat hy dit gesê, blaas hy op hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. Hierdie woord is Ruach. Hy het op hulle geblaas en hy het gesê, ontvang die Heilige Gees. En die Heilige Gees het vaardig geword oor hulle. Want hy het vir hulle gesê, ek gaan terug na my Vader. Hy het vir hulle gesê, nog 'n klein tydjie, dan sien julle my nie meer nie. Maar moenie bekommerd wees nie, ek los vir julle die Trooster. Johannes 15:26, maar as die Trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Die Gees van God getuig van die Vader. Amen. En hy bring die Vader en hy wys vir ons wie die Vader is. Baie mense het 'n pa gehad wat 'n rowwe pa was. Miskien het jy 'n oulike pa gehad. Miskien het jy glad nie 'n pa gehad nie. As mense wat glad nie 'n pa het nie. En as mense wat 'n pa het wat rof en onbeskof is. En dis jammer dat dit so is, want hulle kry 'n verkeerde beeld van wie 'n vader moet wees. Want die hemelse Vader is nie so nie. Die hemelse Vader is vol van liefde, vol van ontferming. Hy het reeds vir jou voorsien. Hy is lief vir jou. Hy het jou geroep. Amen. Hy het jou geheilig. Wat beteken dit as ek sê, ek het jou geheilig? Ek het in die gebed van Jesus baie gesê, as hy sê, ek het jou geheilig, beteken dit, ek het jou eenkant gesit. Ek het jou eenkant gesit. Ek het gesê, jy is nou myne. Amen. God het jou aangeneem. Jy is nou deel van sy huishouding. Romeine 8 vers 11. En as die Gees, en hy doen, sê en hy doen, as die Gees van God, en hy doen,
van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Amen. Ons sing nou liedjie, and if the same spirit that raised us from the dead dwell in you, and if that same spirit that raised us from the dead dwell in you, he shall quicken your mortal bodies. If that spirit dwell in you, it shall quicken your mortal bodies. If that spirit dwell in you. Amen. Ek wil hê jy moet vir jouself sê, Heilige Gees, quicken my. Gee my spoed. Hy maak my vinnig. Amen. In Jesus naam. Hebreërs 1:3. Hy, Jesus, was die afskynsel van God se heerlikheid en die afdruksel van God se wese, en hy dra alle dinge deur die woord van sy krag. Nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Halleluja, halleluja. Nou, Efesiërs, mense, Efesiërs is die mooiste wat daar kan wees. In Efesiërs 1 is daar 'n gebed wat julle moet bid vir julle geliefdes. Luister nou mooi. Moenie vir julle geliefdes bid met allerhande smeekinge en allerhande goed nie. Bid hierdie gebed vir jou geliefdes. Jou geliefdes wat van U is, jou geliefdes wat onwillig is, jou geliefdes wat ongeskik is, jou geliefdes wat gemeen is, wat agterbaaks is, wat nie die Here wil dien nie, wat 'n lei is om die Here te dien. Bid hierdie gebed, want die Here sê vir ons moet sy woord bid. Amen. Want hy het sy woord verhoog bokant sy naam. Halleluja, halleluja. Efesiërs 1:15. Vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus Christus, wat onder julle is, en die liefde wat julle het tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank, as ek aan julle in my gebede dink. Nou, hier kom het nou. Wat moet jy bid? Dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Bid vir jou geliefdes en sê, dankie Here, U gee aan Kosie, Sanja, Annie, Pietie, Klaasie, maak nie saak nie. U gee aan hulle die gees van wysheid. Wysheid. Kennis is nie die ding nie. Kennis is die eerste mens op aarde was Adam en Eva, dis kennis. Daarmee kan jy niks doen nie. Dis historiese kennis. Historiese kennis is niks nie. Die kennis wat jy nodig het, is die kennis van die wysheid van God. Amen. Hy sê dat hy aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom, die Vader, wie hy is, wat hy doen, wat is sy natuur, kennis van hom mag gee. Hier kom het nou. Verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus,
toe hy hom in die dode opgewek het en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem mag word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. Bid dat mense verligte oë van hulle verstand sal hê, sodat hulle 'n klomp dinge sal begryp, sodat hulle gees van wysheid sal kry, sodat hulle openbaring sal kry van wie Jesus, die Vader en die Heilige Gees werklik is, en dat hulle sal verstaan hoe groot die krag is wat God gewerk het toe hy Jesus Christus uit die dode uit opgewek het. Daar's 4 Griekse woorde wat krag aandui. En daar is nie net 4 nie, daar's 9 Griekse woorde. Eerste woord is dynamos. Dynamos beteken om iets te laat ontplof. Iets wat plat gelê te laat opstaan. Amen. As hierdie stoele nou gekoppel was aan elektrisiteit en as dit nou staalstoele was en iemand sit die krag aan, dan het almal van hulle gequicken. Amen. Want julle sal almal 'n shock kry. Amen. Dynamos is die eerste woord. Dan is daar kratos, wat sê goddelike krag of koninklike krag. Soos jy weet, as jy nie die koning van Engeland is nie, kan jy nie sekere dinge doen nie. Maar die koning van Engeland kan goeders laat gebeur wat jy nie kan laat gebeur nie. Al is ou Charles met die een voet op piesangskul en die ander voet. Nog steeds is hy die koning van Engeland. Maar God is die koning van die konings en die Here van die Here. Daai kratos is koninklike krag wat sê, so sal dit wees. En niemand kan dit keer. Niemand kan dit keer. Dan is daar iskos. Iskos is volhoubare krag. Is om die wonderwerk te laat begin gebeur, maar die wonderwerk te laat aanhou gebeur. Verstaan jy wat ek sê? Die Heilige Gees was betrokke toe Maria swanger geword het. Al hierdie woorde was betrokke. Iskos, kratos, dynamos, al daardie woorde het God gebruik toe hy Jesus uit die dode uit opgewek het. En daardie woorde is beskikbaar vir jou vandag. Vir jou vandag om te gebruik. En 'n geil uitwerkende krag. Amen. So het God al hierdie krag wat hy gehad het, gebruik en Jesus uit die dode opgewek, lewendig gemaak en laat sit aan die regterhand van God tot eer en verheerliking van sy naam. En nou kom God. En ek wonder hoekom het God al hierdie dinge gedoen. Hoekom het God al hierdie dinge gedoen vir ons wat sy mense is? Jy is nou sy seun, né? Jy is sy dogter. Hy is jou vader. Hoekom het God dit gedoen? Sodat jy jou hare in die middelpaadjie kan kam en op Facebook 'n nuwe profiel fix. Nee, sê kom God jou geroep het. Hy het jou geroep sodat jy dieselfde werk wat Jesus gedoen het, kan doen. Mense, ons almal loop elke dag in die straat, jy sien mense. Die Here wil hê jy moet met hulle werk. Die Here wil hê jy moet jou gebedsboek vat en jy moet vir hulle begin bid, ernstig. Begin bid vir daai mense, bid vir hulle Efesiërs 1:3, dat hulle
oë sal oopgaan. Jy is die agent. Jy het die 4 kragwoorde in jou. Die dynamoos, die energia, die kratos, die iskos, daar's nog woord. Jy het alles in jou. Wat sou jy maak as ek by jou huis kom en jou krag is af en jou yskas is af en jou stoof is af en jou ligte is af en alles is af en jy sit daar buitekant en jy maak 'n ou vuurtjie met houtjies en ek gaan na jou toe en ek sê vir jou, hoekom maak jy vuur op die grond? En jy sê, nee, ek weet nie, hier is die krag nie. Ek gaan na jou switchboard toe, na jou myn switchboard toe en ek sê, kom ek sit net jou myn switch aan. Woeps! Alles al jou krag. Maar hier ploeter jy voor en jy dink jy het nie die krag nie. Mense, jou woorde het krag en het mag. Ja, miskien luister nie mense nie nou vandag vir jou, wanneer jy met hulle so praat nie. Gaan in jou binnekamer in. Gaan in jou binnekamer in. Praat die woord van die Here, bid Efesiërs 1 en verklaar dit, want jy is nie net 'n gelowige nie, jy is 'n koning, 'n priester en 'n profeet. Jy kan declare, you declare, jy sê, so en so sal die Here doen. Amen. Amen. En dit sal so wees. Amen. Anders kan ons sê, dat Jesus het nie die prys reg betaal nie. En het hy die prys reg betaal? Ja. Het hy gesê, dit is volbring, of het hy gesê, dit is halfpad gedoen. Hy het gesê, it is finished. Gaan die hele wêreld in, maak disippels van alle nasies, doop hulle en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle vandag beveel het, sê hy in Markus 28. Is dit Markus, pastoor? Markus 28? Markus 16. Markus 16, sê hy. So, ek gaan afsluit. Die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, het besluit om die mensdom te verlos. Die Vader het sy straf op Jesus laat kom. Jesus het opgetree as die lam en as die hoëpriester en die Heilige Gees het die wisselwerking laat plaasvind met die opstanding en die uitstorting van die Heilige Gees. Waarvoor? Sodat jy as 'n seun van God jou plek kan inneem en jou goddelike plek kan volstaan op hierdie aarde. Daar's 'n rede waarom jy asemhaal. Daar's 'n rede waarom jy op hierdie aarde is. Daar's 'n rede waarom jy hierdie woord moes gehoor het, sodat jy dit kan deel en sodat jy kan lewens verander in Jesus naam. Amen. Amen. Kom sluit af. Vader, baie dankie vir die woord. Dankie Here dat ons weet en besef dat U is ons Vader. U het ons aangeneem as U eie kinders. Here, ons is nie minder belangrik as enige iemand anders nie. U het 'n spesiale plek in U hart vir elke een van ons. Dankie Here dat U vir ons daardie plek berei het deur die offer wat Jesus gebring het aan die kruis en vir die werking van die Heilige Gees wat deur ons gewerk het, sodat ons genoem kan word kinders van God tot ere verheerliking van U naam. Amen. Amen.